aan die inwoners daar van Huis Teresa. Ek gaan net nou so 'n paar woorde meer sê, maar kom ons sing 'n paar liedere vooraf. Dankie Annetjie. Daar sien. Nou ja, alles is 'n vreemde ding. Gelukkig het ons daarom nou die klankgoeders daarbo uitgesorteer in die PowerPoint. Ja, julle ken my nou nie, maar al is ek nou net 'n buurgemeente hier vanaf. Ek is daar van Christiana af en ek kom help uit vanmôre. En dit is vir my lekker om hier te wees. Ek is Chris Cronje. Ek weet nie of ek my net nou voorgestel het nie, want die ou's mag gespanne, want dit is die eerste keer wat 'n ou by 'n plek is. Maar ek gaan my bes probeer om vir jou iets te leer of te gee van die Here af. Net so, Johan het gesê ek moet so 'n kort agtergrond van myself gee. Ek het op 'n plaas groot geword, so aan die suidooste kant van Pietersburg distrik. En ja, toe ek gaan op skool in Bloemfontein gewees en toe Weermag en toe so 'n paar gemeentes Verkeersvlei en De Rust en Lensburg en nou in Christiana. So dis die agtergrond van my waar ek is. Soos ek en Lisa, my vrou en die kinders, dat sit daar so aan julle regterkant. Dan weet julle nou wie's die vreemde mense wat saam met my is. Wat ja, ons hoop en ons bid dat dit wat jy voorgekom het, want ek weet hierdie tyd van die jaar, vakansietyd, is dit, die wolwe vang nogal kwaai onder die skape. So, ek weet jy het gekom met 'n verwagting in jou hart om hier te sit, om iets te hoor van die Here. In my gebed is dat die Here vir jou regtig sal ontmoet deur dit wat ons met mekaar gaan deel. Maar voordat ek daarby kom ons raak stil voor die Here en dan gaan ons na die foto met die seëngroet gaan ons, dis dieselfde melodie as lied 358, gaan ons 3 strofes daar sing. So kom ons raak net eers stil voor die Here. Dankie Here dat ons kan rig tot U. Here, U is ons God op wie ons vertrou. En daarom maak ons U wil bekend, Here, en leer ons U paaie. Laat U waarheid ons lei en onderrig ons daarin, Here, want U is ons God, ons redder. Amen. Geliefdes, genade, vrede van God ons Vader en die opgestaane Jesus, wat hier by ons is, in ons is, deur sy Gees. En kom ons loof die Here dan in hierdie volgende lied. Johan, sal jy hom net vir my daarso bewerk asseblief, dankie.
Kom ons raak stil voor die Here in aanbidding en ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat ons nou voor U kan wees. U wat altyd daar is. U wat gister daar was, nou hier is. Here, dankie dat U môre ook daar sal wees. Dankie dat U elke oomblik van ons in ons lewe teenwoordig is. U oorspan tyd, Here. U ken alles. U het selfs geweet, Here, dat ons vandag hier by mekaar sou wees. Elkeen van ons. En ons kom en ons sê vir U, Here, in ons eenheid saam met mekaar, dankie vir elke dag hierdie week. Dankie vir die gesondheid wat ons het. Dankie dat U met ons gewees het, ons gewerk het, sommer maar net geleef het, Here. Besef maar net, Here, dat die gawe van lewe ons so vanselfsprekend aanvaar. Ons kan ons nie indink nie, Here, dat ons nie sou geleef het nie. Maar dankie dat U ons uitgedink het, elkeen, en 'n plan het met ons. En daarom kom ons ook, Here, omdat ons in hierdie wêreld leef, kom vra ons dat U ons deur die Heilige Gees sal aanraak, deur die woord wat ons met mekaar deel. U is soveel meer, Here, as wat ons ooit kan verstaan. Maar dankie vir dit wat U vir ons gee, en waarin ons kan vashou. Dankie dat ons kan bou op U, Here, in ons swakheid. Daarom spreek met elkeen van ons, Here, en kom ontmoet ons, en gee dit wat U vir ons wil, aan ons hart, in Jesus naam. Amen. Ek gaan so, ek het 'n tema aangepak wat 'n mens eintlik bewerig maak. Dit is meer bewerig om die tema aan te pak as om voor julle te staan vanmôre, wat ek nie ken nie, maar as daar een ding is wat ek glo ons almal op een of ander tyd mee worstel, is oor die soewereiniteit van God. Ek gaan net so 'n paar verse lees uit Psalm 103 uit, waar ek die begronding van dit vat, en dan gaan ek so 'n klomp teksgedeeltes met jou deurgaan. So dis eintlik so half 'n tekstematiese boodskap eintlik vanmôre, want jy kan dit nie net in een plek in die Bybel kry nie. Psalm 103 vers 19: Die Here het sy troon in die hemel gevestig. Sy heerskappy strek oor alles en almal. Loof die Here, magtige engele wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here, alle hemelwesens wat hom dien en sy wil doen. Almal wat deur hom geskep is, loof die Here op al die plekke waar hy heers. Ek wil die Here loof. Nou, die boodskap wat ek met jou gaan deel vanmôre, draai rondom hierdie teksgedeelte in vers 19. Die Here het sy troon in die hemel gevestig. Sy heerskappy strek oor alles en almal. En by my is daar 'n paar Engelse mense partykeer terwille van hulle. The Lord has established his throne in heaven and his kingdom rules over all. Nou, daar's so baie redes om hierdie vers te glo. Maar net so is daar ook redes om hierdie vers nie te glo nie. Want as ons gaan kyk na wat beteken die woord soewerein, as selfstandige naamwoord, dan sê die Woordeboek, dit is 'n koning en 'n regeerder. En as 'n byvoeglike naamwoord, dan staan hy, gaan nou maar die Engels, die direkte vertaal, ek gaan dit nou nie direk vertaal nie, daar staan supreme or ultimate power. Met ander woorde, dis iemand wat oor 'n bepaalde sfeer regeer in totaliteit. Met ander woorde, daar's niks bokant hierdie autoriteit nie. Dit is met ander woorde, God regeer oor alle konings, enige magte wat in hierdie wêreld is. Sy troon staan vas
vir altyd, van altyd, tot in ewigheid, en sy koninkryk regeer oor alles. Met ander woorde, wat die teks sê is dat God is soewerein oor alles, wat ons verstaan. Nou kom daar 'n moeilikheid, want die ding is, dis maklik om dit te aanvaar as 'n mens abstrakt daaroor dink. Dan is dit baie maklik, want in sy abstrakte vorm het nie een van ons 'n probleem nie. Kom ons gaan dit verduidelik. Dis maklik om te dink dat God het die aarde geskep en al wat 'n sonnestelsel is. En dis nie vir ons 'n probleem om te verstaan dat daar aan die ander kant hierdie aarde net 'n ewigheid is. Dis nie vir ons 'n probleem om te dink daaroor dat die aarde hang in die lug. Hang letterlik in die lug. Hoe gebeur dit? En hier's ons op 'n kantjie op die aarde en die aarde draai nie rond en maar ons hare waai nie eens deur mekaar nie. Maar dis 'n probleem vir ons, die probleem kom wanneer daar moeilikheid is. Dan wil ons verstaan. Dan wil 'n mens weet hoekom, want om te erken dat God in beheer is van alles, die goeie en die slegte, die gelukkige en die ongelukkige, en dat hy alles ten goeie laat meewerk. Dis dan wanneer dit moeilik raak vir ons. Dis soos wanneer jy 'n bespreking doen by 'n vakansieoord en jy kom daar en hulle sê vir jou, maar ons weet nie van jou bespreking en dan wil jy weet wie dan die besigheid. Dan praat jy nie die ontvangsdame nie. En dis hoekom as die pop op die fan tref in 'n mens se lewe, dan wil ons weet hoekom gebeur dinge. En daarom gaan ek vir 'n begin 3 twyfelvrae op die tafel sit. Wat ons nie noodwendig nou gaan antwoorde op kry nie, maar as jy 'n kind van die Here is, dan gaan jy een of ander tyd in jou lewe gaan jy geworstel het met hierdie vraag. Want as ons sê die Here het sy troon in die hemel gevestig, sy heerskappy strek oor alles en almal, dan kan ons in 'n klomp verse dink, in klomp gedeeltes dink en klomp dinge in ons lewe dink dat dit waar is. Maar wat van die probleem van onverklaarbare katastrofes? Wanneer dinge net eenvoudig gebeur. As jy in die versekeringsbedryf is, dan om by dit verby te kom, dan sê hulle it's an act of God. Dis 'n daad van God. As hulle kom voor oorstromings of 'n vulkaan wat uitgebars het, of soos nou Myanmar, wat die aardbewing gewees het, 'n act of God. Wat van dit? Hierdie goed gebeur so dikwels dat ons nie eers aandag daaraan gee nie. Maar die probleem is, wanneer dit met jou gebeur, dan begin jy vra vir die Here, maar hoekom ek, Here? Of hoekom hy en nie ek nie? Of hoekom hier, Here, en hoekom nie daar nie? Of hoekom daar en hoekom nie hier nie, Here? Dan begin 'n mens vra. Nou, daar's baie maniere om hierdie te antwoord. Maar op die ou einde kom ons by 'n punt wat ons vir mekaar sê, ek weet nie. Ek weet nie. Maar kom ek maak dit nog moeiliker. Die voorspoed van die goddelose. Sommige dinge gebeur met jou as 'n kind van die Here. En dan begin jy twyfel aan die Here. Want as jy eerlik in 'n besigheidstransaksie ingaan, dan verdien jy mos nie om verneek te word nie. As jy regtig jou werk doen en alles, dan verdien jy mos nie om jou werk te verloor nie. En dit gebeur met mense. En hoeveel keer beland dit dat mense hier in hulle 30's, dan kom hulle by jou en dan is hulle lewe stikkend, want dan is hulle as 'n kind gemolesteer. Daai kind het mos nie 'n keuse gehad nie. Hoe gebeur dit? Hoe gebeur daai goed? Of dat ouers se kinders, hulle is op dwelms en dit is mos net nie reg nie. En dis antwoorde wat 'n mens nie het nie. En daarom Psalm 73, net sommer so, ek het dit nou nie besef, ek het dit nie daar op die muur nie. Dawid of Asaf, hoor jy wat sê hy? God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel. En hoor mooi, ek het byna koers verloor.
Want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheend toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond, hulle het nie sorges soos ander mense nie, hulle het nie teëspoed soos ander nie, daarom hang die trots aan hulle soos 'n halsnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die wêrelde van hulle voorspoed matig hulle enige iets aan, smalend stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld, hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde, tog hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Dit klink soos in ons land. En dis die goed wat maak dat 'n mens sukkel. Want dis wat hy skryf, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheend toe ek hulle voorspoed sien. So wat beteken dit? As die Here sê hy het sy troon in die hemel gevestig en dat sy mag oor alles strek. Ek sit hierdie goed op die tafel. Ons gaan nou by die antwoorde kom. Maar ek sit dit op die tafel want as jy dink, dan gaan jy vra oor die goed. Net so ook die paradoks van soewereiniteit en vrye wil. Nou wat is 'n paradoks? 'n Paradoks is in doodgewone Afrikaans om te sê dis 'n tenminste 'n skynbare teenstrydigheid. Want as ek 'n vrye wil het, hoe werk die soewereiniteit van die Here dan? Want ek kan kies. Maar hoe werk dit? En dan aan die ander kant weer, as God soewerein is, dan beteken dit mos nou ek is 'n marionet, maar dit is ook nie so nie. So dis klomp vrae waarmee 'n mens worstel. So die punt is, ek wys net die probleme uit. Maar daar is 'n oplossing want ek wil by die antwoorde uitkom. En die antwoorde is, daar's 3 dinge wat ek en jy moet oorweeg wanneer ons oor die soewereiniteit van die Here dink, wat jou gaan help om in hierdie lewe te oorleef. Dat jy nie verbitterd raak wanneer swaar kry op jou pad kom of omstandighede nie, want kom ons wees eerlik met mekaar, ons lewe in 'n gebroke wêreld. Ons lewe in 'n plek waar die pop die fan tref partykeer en dat jy nie antwoorde het op goed nie. En daarom is hierdie 3 dinge belangrike dinge wat jy dan moet oorweeg wanneer jy dink oor God wat die goed in sy hande het. Die eerste een, ons moet nooit vergeet dat daar 2 wille aan die werk is in hierdie lewe nie. Aan die begin was daar net die wil van God gewees. Toe was alles in totale harmonie en in totale vrede en alles het 100% geloop. En wat gebeur toe? Toe kom Satan in opstand teen God. En Satan is uit die hemel uit. En nou is daar 'n ander mag en 'n ander wil ook aan die werk in hierdie wêreld. En dit moet ons nooit vergeet nie. Want sedert die duiwel uit die hemel uit is, probeer hy alles om God se werk te vernietig. Totaal te vernietig. Want dis absoluut teenoor God. Satan is duister, God is lig. God is die waarheid, Satan is die leuen. God is die bron van lewe en Satan bring net dood. Dis eenvoudig soos dit. En nou in hierdie tyd waar Satan in die werk is in hierdie wêreld, moet ons vir mekaar sê daar is hartseer. Want dis sy wil wat in die werk is. Want hy het die eerste rebellie gelei, hy het die eerste versoeking daar gehad, hy was daar gewees toe Judas vir Jesus verraai het in die tuin van Getsemane. Petrus skryf daaroor. Ons moet bewus wees. Wees nigter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Dit beteken die duiwel gaan vir my en vir jou een of ander tyd probeer target. Hy gaan moeilikheid opwek. Hy gaan ons motiveer om bose dinge te doen. Hy gaan jou huis probeer vernietig. Hy gaan die wêreld probeer vernietig. Dit is so. Want kyk weer nog 'n vers. Johannes 10 vers 10. Het Jesus self gesê, 'n dief kom net steel en slag en uitroei. Dis waarvoor hy hier, dit is wat hy wil doen. Hy wil jou integriteit steel. Hy wil jou eerlikheid steel, jou goedhartigheid. Hy wil alles steel van jou. Hy wil jou huis steel.
Hy wil selfs verdeeldheid in gemeentes bring. Hy wil verdeeldheid in die kerk bring, want so vernietig hy die koninkryk. Paulus skryf dit daar. Die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie, is met ons moet weet, dat Satan is die god, die klein god van die wêreld waarin ek en jy leef. Ons moet dit nie vergeet nie. Dis hoekom Jesus gesê, of Johannes geskryf het daar, ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. Ons vergeet dit. Ons vergeet dit. En daarom moet ons weet, as ons iewers moeilikheid sien op hierdie aarde, maak nie saak op watter vlak, maak nie saak op watter terrein, op watter gebiede dan nou ook al sou wees, dan moet ons weet, Satan het 'n vinger in die paai daar. Hy het. En daarom is die manier hoe mense dit beveg, is nie om te probeer aan dit te verander nie, maar met geestelike oorlogvoering, jy bid. As jy moeilikheid sien, gaan soek eers wat werklik agter dit is. En Satan is daar. Dit lê op 'n geestelike vlak. Die vraag natuurlik, is God soewerein oor Satan? Verseker. Die kruisdood, ons is in lydenstyd. As jy ooit gaan soek na die oorwinning van die Here, gaan soek dit in die kruisdood van Jesus, waar hy Satan oorwin het. Is hy volledig oorwin? Nee. Maar die oorlog is klaar. Aan die gang. Waarin ek en jy weet wat die uitslag is. En dan moet ons vir mekaar sê, ek het een keer daar by my, het ek, om dit vir hulle te verduidelik, die ouens, en ek het nou nie geweet van die tegnologie wat hier is, en dan wil ek vir jou eintlik, julle ken die oorlog fliek van Saving Private Ryan, toe hulle Normandie ingeneem het, hoeveel was slagoffers gewees? Hulle het op die ou en dit oorwin, maar daar slagoffers. Dis dieselfde, in hierdie geestelike oorlog waarin ons is daar casualties. Ons moet dit vir mekaar sê. Gaan lees Hebreërs 11 en 12, dan sien jy dat daar 'n oorlog aan die gang is daar buitekant. Ons moet dit nie vergeet nie. Dis die eerste oorweging, met ander woorde die twee wille. Die tweede oorweging is, daar's twee maniere om na die lewe te kyk. Jy kan of kyk van onderaf, of jy kan kyk van bo af. Nou as jy, gewoonlik, hoe kyk ons na die lewe? Ons begin onder. Dan kyk jy met wat met jou gebeur, en dan sê jy vir die Here, nee, dit strook nie met wat u is nie. Dit strook nie. Kyk hoe lyk dit, u is nie in beheer nie. En dis waar ek en jy, want jy gaan net by jouself eindig. En daarom, jy gaan nie beter af wees nie, as jy net by jouself begin nie. Ons begin by die Here. Dit is waar die boek Job ons ongelooflik help. Wat het gebeur? Binne 'n oogwink het Job alles verloor. Net sy vrou het oorgebly, sy kinders, sy besittings, alles tot niet. En hy land op die ashoop wat sy vrou vir hom sê, vervloek vir die Here, dan sit jy beter af. En dan begin Job met God worstel, want hy worstel en hy kyk die hele tyd hieronder en hy sê, Here, hoe kan hierdie goed gebeur? Want ek is dan so, hoe kan dit gebeur? En wat gebeur in hoofstuk 38? Toe sê die Here vir Job, Job, nou bly jy stil. Nou gaan ek praat. En wat gebeur toe? Dan gebeur daar iets geheimnisvol. Ek wil dit vir jou lees. Nadat die Here met hom gepraat het, dan sê hy, daarna die Job vir die Here gesê, nou weet ek, vir 4 hoofstukke, praat die Here, en die Here is aan die woord, en hy vertel alles, wie is hy, Job, verstaan jy dit? Eintlik was God besig met hom, om oor sy soewereiniteit te praat, en hoor wat is Job op die ou einde? Nou weet ek, dat u tot alles in staat is, en dat u kan uitvoer wat u besluit. Wie is dit wat u bedoeling wou dwarsboom, sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat, wat ek nie begryp nie. U wonderdade was te groot vir my, ek het dit nie verstaan nie.
Ek moes luister terwyl u praat. U het gevra, nou moet ek u antwoord. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien. En nou verag ek myself, nou sit ek vol berou en in sak en as. Wat het gebeur? Hy het vir God gesien wie hy is. En in dit, wie God is, het hy antwoorde gekry. Dit gebeur nie maklik nie, maar op die ou einde, die oomblik as jy voor die Here in hierdie soewereiniteit glo, dan is daar een, en dit is wat Job die keuse moes maak. Hy moes 'n keuse maak dat ek die Here volkome vertrou in hierdie omstandighede, al het ek nie 'n idee hoekom nie, want Job het nie 'n antwoord gekry oor waarom God dit gedoen het nie met hom in sy lewe nie. Maar wanneer ek by God stil raak, in my worsteling oor wie hy is, dan leer ek om hom te vertrou. En daarom, die laaste een is, daar's een van twee keuses wat ek en jy kan maak. Een van twee keuses. Of ek verwerp dit, dat God soewerein is, dat hy in beheer is van my lewe, dat hy in beheer is van die detail van my lewe, dat hy alles ken, dat hy in beheer is nie net van my lewe nie, maar vir die wêreld waarin ek lewe, van elke omstandigheid, wat ook al op my lewenspad gebeur. Want die einde is, as ek dit nie doen nie, gaan jy net met wanhoop sit, frustrasie en bitterheid in jou hart. Wat is die ander kant? Ek kan buig voor God in nederige onderwerping wat lei tot lof en vryheid. Dis wat met Job gebeur het. Dis die keuses wat ek en jy het, en ek gaan vir jou 'n praktiese voorbeeld uit die Bybel uitgee, wat dit as 'n werklikheid demonstreer. Handelinge 16. Is Paulus en Silas in Filippi om die evangelie te gaan verkondig. Onthou mooi, hier is hulle besig om die wil van die Here te doen, om te gaan na 'n plek toe om die evangelie te verkondig. En wat gebeur? Hier loop 'n vrou agter hulle aan. En sy skree elke dag, want daar's 'n waarsêersgees in haar, en sy skree elke dag om te sê, hierdie ouetjies is besig om die evangelie te verkondig, en hulle is van Christus af. En toe raak dit naderhand so irriterend vir Paulus, dat hy hierdie gees bestraf, en die gees is uit haar uit, en wat gebeur? Haar eienaars raak verskriklik kwaad. En hulle sweep die mense op, en wat gebeur? Paulus en Silas se klere word uitgetrek, hulle word flenters geslaan, en binne in die tronk gegooi. En hier sit hulle in die tronk, geboei, voete en hande. Tronk is nie 'n grap gewees daai tyd nie. Wat doen hulle? In plaas daarvan om God te verwyd, in plaas daarvan om in bitterheid te gaan sit, om vir die Here te sê, Here, ons het dan die evangelie verkondig, ons het dan u wil gedoen, kyk waar beland ons. Wat doen Paulus hulle? Hulle sing 'n loflied. Hulle sing 'n loflied vir die Here. En hulle prys die Here. En wat gebeur toe hulle die loflied sing? Toe val die boeie af. En God doen die wonderwerk en bevry hulle. En die tronkbewaarder en sy gesin kom tot bekering as gevolg van hierdie insident. Hoekom? Lofprysing. Daarom wanneer jy voor die Here stil raak in jou worsteling en jy kom op die ou einde om vir God te loof en te prys binne in jou omstandighede, kom daar 'n stuk bevryding, en hoe dit gaan gebeur, kan ek nie vir jou sê nie, want God loop met my en jou elkeen op 'n unieke pad. Daar's 'n boekie wat geskryf is deur Merlin Carothers, Prison to Praise. Gaan lees hom, hy's op die internet op 'n PDF formaat, sy beskikbaar. Gaan lees dit. Want in elke omstandigheid het ek en jy steeds die rede om die Here te loof. En ek beloof dit vir jou, jy sal dit kan doen. Want in lof is die bevryding. Jou kettinge en jou boeie gaan afval. Hoekom? Dis die laaste ding wat ek met jou wil deel. Wat is God se geskiedenis? Wat is God se geskiedenis van sy liefde met my en jou? Want jy sien, as ek hieronder begin, dan sien ek die ashoop. Maar as ek my oë optel, dan sien ek 'n kruis op 'n koppie.
Dis God se geskiedenis. Dis God se geskiedenis vir my en jou oor sy soewereiniteit in hierdie wêreld waarin ek en jy leef. Dis sy liefde vir my en jou om dit te verander. En daarom as jy ooit God se liefde soek om te loof, gaan soek dit op die kruis op Golgotha. Ons lewe juis in lydenstyd wat ons op pad is na Goeie Vrydag toe. Dis een van die dae. Soveel makliker om daaroor te dink. Want wat sê die Here? Wat het Paulus geskryf daar? Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit. God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Jy al mooi gedink oor hierdie. Die soewereine God, wat vir my en jou so lief het, wat sy lewe gegee het aan die kruis, wat alles gegee het, om ons vry te koop, is vir ons. Wie kan teen ons wees? Waar is jy nou? Waar was jy? Waar gaan jy dalk môre wees? Wat die Here ook al vir jou op jou hart lê en gelê het oor wie hy is, vra ek dat jy dit nou voor hom sal bring en jy met die Here sal praat in jou hart. Miskien is dit jou dag wat jy moet sê, Here, ek gaan U loof. Maak nie saak wat nie. Miskien is dit om te sê, Here, vergewe my vir die feit dat ek getwyfel het. Of miskien is dit net, Here, maak my geloof sterk vir môre. Ek weet nie wat môre lê nie. Maar Here, as ek daar kom, soos 'n vriend van my gesê het toe dit COVID tyd was en ek hom bel en ek sê vir hom, "Joh, jy moet sterk wees." Toe sê hy, "Ek glo dat die Here my hierdeur sal vat. En ek glo en ek hoop en ek bid dat alles het met 'n bewerige stem en ek my laaste asem uitblaas, dat ek steeds sal bly glo in die Here wat soewerein is." Ek gee geleentheid vir stil gebed. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat U regtig ons God is op wie ons kan vertrou. Dankie, Here, dat U Uself so bekend gemaak het aan ons, dat ons in hierdie lewe kan lewe wat so deurmekaar geraak het. Maar dankie, Here, dat ons kan vashou dat U oor alles regeer. Ons verstaan nie hoe U dit doen nie. Maar dankie, Here, dat die antwoord nie vir ons lê in 1 + 1 is 2 nie, Here, maar dat dit lê in U, wie U is. As ons maar net dink, Here, oor hoe U alles geskep het. Ons kan nie eers die skepping verstaan nie. En tog pas alles, Here, so volmaak in mekaar. Dankie dat ons lewens en ons lewensgeskiedenis en elkeen van ons se geskiedenis so verweef is in al hierdie dinge, dat dit in volmaaktheid is. Ek moes besef maar net, Here, dis eers wanneer ons terugkyk,
wat dinge partykeer sin maak. Partykeer ook nie. En daarom bid ons, Here, dat U ons sal tegemoet kom, dat ons soos 'n Paulus en 'n Silas bo begin. En U sal eer, maak nie saak wat nie. En ek weet, Here, dat U dit op 'n geheimnisvolle manier doen. En dat U elkeen van ons ken, deur en deur. En dat U met elkeen van ons op 'n unieke manier werk. En daarom plaas ons lewens in U hande, en ons vra vir U, Here, dat U vir ons die pad vooruit sal gaan. En dankie dat ons ook dan juis dit kan bely, Here, soos wat Dawid geskryf het. Here, U is my herder. Dankie dat ek niks kort kom nie. Dankie dat U my in groen weivelde laat rus. Dankie, Here, dat U my by waters bring, waar daar vrede is. Dankie, Here, dat U my nuwe krag gee. Dankie, Here, dat U my lei op die regte paaie tot die eer van U naam. En Vader, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Want U is by my. Dankie dat ek in U hande veilig is. Dankie dat U my by 'n feesmaal laat aansit, terwyl my teestanders moet toe kyk. Dankie dat U my soos 'n eregas ontvang en my oorlaai met hartlikheid. Here, U goedheid en U liefde. Dankie dat dit my lewe lank sal by my bly. En dankie dat ek kan tuis wees in U huis tot 'n lengte van dae. Amen. Ons het geleentheid om die Here te eer met ons offers. OK. Vader in die hemel, baie baie dankie vir dit wat U vir ons gee in hierdie lewe waaroor ons rentmeesters is. En daarom bring ons hierdie offer ook aan U, en dat U dit sal seën en dit wat dit voortbring, Here, om U werk hier op aarde voort te sit, U koninkryk te laat kom. En daarby is ons gebed ook, Here, dat ons goeie rentmeesters sal wees van dit wat uit U hand kom. In Jesus naam. Amen.